Groet in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Romeine hoofstuk 5 en die opskrif lees: die wonderlike voorreg om Christene te wees. As mense wat deur die God vrygespreek is, omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Deur Jesus Christus het ons op grond van die geloof toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van genade, waarin ons nou bevind en ons jubel vol verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gaan gee. Dis egter nie al nie. Ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter, en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het ons sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ja, juis toe ons nog totaal hulpeloos was, het Christus vir ons, die goddeloses, kom sterf. 'n Persoon sal kwaadlik bereid wees om vir 'n regverdige mens te sterf. Miskien sal iemand nog kans sien om vir 'n besonder goeie mens te sterf. God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Ons is nou vrygespreek deur Jesus se dood. Hoeveel te meer sal hy ons nie deur Jesus red van die toekomstige oordeel nie? Want as God ons, terwyl ons nog sy vyande was, deur die dood van sy seun tot sy vriende gemaak het, hoeveel te meer sal hy ons nie nou dat ons sy vriende is, deur hom, die lewende Jesus, van die oordeel red nie? Bo alles kan ons nou ook jubel in God, omdat Jesus Christus ons Here ons bevoorreg het om nou God se vriende te wees. Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld ingekom en deur Adam se sonde ook die dood. En so het die dood tot alle mense deurgedring, want almal het gesondig. Reeds voordat die wet gegee is, het mense gesondig. Alhoewel sonde nog nie so spesifiek uitgeken kan word as daar geen wet is nie. Die mense tussen Adam en Moses het in elk geval almal gesterf, al was hulle nie soos Adam ongehoorsaam aan 'n uitdruklike opdrag van God nie. Daar is 'n mate van ooreenkoms, maar tog ook verskille tussen Adam en Jesus Christus, die een wat later sou kom. So is daar 'n verskil tussen ons sonde en God se genade geskenk van vergifnis, want die oortreding van hierdie een mens, Adam, het die dood van baie veroorsaak, maar die ander mens, Jesus Christus, het soveel meer gedoen, die genade van God, ja, sy genade geskenk, wat hy deur Jesus Christus aan baie mense gee, oortref alles. En die resultaat van God se genade geskenk verskil radikaal van die resultaat van die een mens, Adam, se sonde. Van hierdie een mens se sonde het gelei tot veroordeling, maar ons ontvang die genade geskenk van God se vryspraak, alles onskuldig aan 'n menigte oortredings. Die oortreding van hierdie een mens, Adam, het veroorsaak dat die dood oor ons regeer, maar deur die een mens, Jesus Christus, word vir ons nog veel meer gegee. Almal wat God se oorvloedige genade geskenk van vryspraak ontvang, sal koninklik oor die sonde en die dood triomfeer. Ja, Adam se een oortreding het God se veroordeling oor almal gebring, maar net so het Christus se een daad van gehoorsaamheid vryspraak en lewe vir almal gebring. Omdat een persoon aan God ongehoorsaam was, het baie mense sondaars geword. Net so sal baie deur die gehoorsaamheid van hierdie een ander mens tot regverdiges kan verklaar word. God se wet is gegee sodat alle mense kon sien hoe groot en baie hulle oortredings is, maar hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het God se genade geword. Die gevolg hiervan is dat net soos die sonde oor almal geregeer het en die dood oor hulle gebring het, God se genade nou regeer. Dit laat ons nou as regverdiges voor God staan en loop uit op die ewige lewe,
wat ons deur Jesus Christus, ons Here, sal ontvang. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, geliefdes, die Here se genade is genoeg vir ons. Deur ons swakheid kom sy krag tot verwesenliking. Die Here is lief vir u.